Okay, so ons het nou al 'n bietjie gepraat oor die profeseë van Jesus in die Bybel en ons het gekyk eerste oor die indirekte m- manier hoe God vir ons gewys het of God vir ons in die Ou Testament wys wat sy plan is en dat Jesus aarde toe sal kom. En ons het bietjie gekyk na Jesus se geboorte en die profeseë wat rondom sy geboorte bestaan het en ook wat die bloedlyn aanbetref. En toe het ons ook 'n bietjie gekyk na die profeseë van die tyd wat Jesus op aarde sal wees en sy bediening wat hy sal hê. En vanaand gaan ons bietjie kyk na die profeseë wat daar was oor sy dood en oor sy opstanding. En dan oor 'n paar ander wat ons dalk nie altyd aan dink so seer as dat dit profeseë is nie, maar dat dit wel profeseë is. So ten opsigte van die dood van Jesus, kry ons die twee hoofprofeseë wat ons kry ons in die eerste een is in Jesaja 52 tot Jesaja 53 en die ander een is in Psalm 22. Nou as jy daai gedeeltes in die Bybel gaan lees, dan gaan jy sien dat dit vertel vir ons so mooi van Jesus se dood. In Jesaja 52 en 53 vind ons dat ons Jesus leer ken as die lydende knegg. Hier word Jesus voorgestel as die een wat sal ly en wat 'n offerdood sal sterf. En wat ons lees is spesifiek dan dat hy deur ander verwerp sal word en dit word vervul in Johannes 1 vers 11 dat hy ons sondes sal dra en ons sien dit dan vervul word deur Paulus of deur Petrus wat skryf in 1 Petrus 2 vers 24. Ons sien dat hy as hy voor Pilatus gebring word, dat hy sal swygsaam wees voor sy aanklaers. En ons vind die vervulling daarvan in Matteus 27 vers 12 en dat daar ook 'n profeteer word deur Jesaja dat hy saam met die rykes begrawe sal word. En ons vind dit in vervul word in Matteus 27 vers 57. Ons weet dat hy neergelê is in die graf van Josef van Arimatea wat 'n ryk man was, nê, en wat sy graf dan gegee het vir Jesus. Psalm 22, as jy nog nooit Psalm 22 gelees het nie, gaan lees dit, want dit gee ook vir ons die beeld van Jesus se dood. En daar word spesifiek verwys na die woorde wat Jesus uiter aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? En ons vind die vervulling in Matteus 27. Ons sien daar in Psalm 22 vers 7 tot 8 dat hy gespot sal word deur die omstanders wat daar is. En ons sien die vervulling daarvan in Matteus 27 vers 39 en aan. En dan dat daar die lot gewerp sal word oor sy klere. Psalm 22 vers 18 word dan vervul in Johannes 19 vers 23 tot 24. Dit was nogal die eerste keer wat ek Psalm 22 gelees het, was dit nogal vir my ek het nooit gedink dat iemand soos Dawid sal skryf en dat hy spesifiek sal verwys na dit wat gebeur dan met Jesus en sy dood nie. Maar ek wil dalk maar net vir julle so klein stukkie lees van Psalm 22. Hy skryf ek wil nou net kyk, ek wil dit dalk uit die New Living Translation lees. David skryf, my God, why have you abandoned me? Why are you so far away when I groan for help? Every day I call to you, my God, but you do not answer. Every night I lift my voice, but I find no relief. Yet you are holy, enthroned on the praises of Israel. Your ancestors trusted in you and you rescued them. They cried out to you and were saved. They trusted in you and were never disgraced.
But I am a worm and not a man. I am scorned and despised by all. Everyone who sees and mocks me, they sneer and shake their heads, saying, Is this the one who relies on the Lord? Then let the Lord save him. If the Lord loves him so much, let the Lord rescue him. Onthou die soldate wat daar gestaan het en hom gespot het en gesê het, as jy dan die Here is, hoekom kry jy jouself nie van hierdie kruis af nie, né? Yet you brought me safely from my mother's womb and led me to trust you at my mother's breast. I was thrust into your arms at my birth. You have been my God from the moment I was born. Do not stay far from me, for trouble is near, and no one else can help me. My enemies surround me like a herd of bulls. Fierce bulls of Bashan have hemmed me in. Like lions, they open their jaws against me, roaring and tearing into their prey. My life is poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax melted within me. My strength has dried up like sun-baked clay. My tongue sticks to the roof of my mouth. You have laid me in the dust and left me for dead. Daar waar hy sê, my strength has dried up like sun-baked clay. Jesus het niks meer oor gehad nie. Sy tong het aan sy verhemelte vasgekleef. Ons weet dat hy gevra het, nee, dat hulle vir hom asyn gegee het. My enemies surround me like a pack of dogs. An evil gang closes in on me. They have pierced my hands and my feet. I can count all my bones. My enemies stare at me and gloat. They divide my garments among themselves and throw dice for my clothing. O Lord, do not stay far away. You are my strength. Come quickly to my aid. Save me from the sword. Spare my precious life from these dogs. Snatch me from the lion's jaws and from the horns of these wild oxen. I will proclaim your name to my brothers and sisters. I will praise you among your assembled people. So gaan lees 'n bietjie Psalm 22 en dan kyk julle watter ooreenkomste sien julle met dit wat gebeur het en dit wat daar by die kruis gebeur het. Ander profeseë wat ons vind in Psalm 41 vers 9 is dat hy verraai sal word deur 'n vriend. En ons sien dit vervul word in Johannes 13 vers 18 waar Judas hom verraai, né? Vir 30 silwerstukke, dit word selfs genoem in Sagaria 11. Sagaria doen ook hierdie profesie dat Jesus verraai sal word en hy noem spesifiek die 30 silwerstukke en ons sien die vervulling daarvan in Matteus 26 en 27. Dat daar geen bene gebreek sal word nie. Psalm 34 vers 20 word vervul in Johannes 19 vers 31. En ons het nou gesien daar waar hy asyn gegee sal word om te drink, omdat hy sy tong aan sy verhemelte vasgesit het. Psalm 22, Psalm 69, en dit word vervul in Johannes 19. En ek dink die mees volledigste profesie ten opsigte van die dood van Jesus vind ons in Eksodus 12 met die eerste Pasga en die uittog van die Israeliete uit Egipte uit. Julle ken die storie in die nag, die lam, die hele proses wat vooraf gegaan het om die lam voor te berei, die bloed aan die deurkosyne te sit, die doodsengel wat verbygaan. En as die bloed aan die deurkosyn was, het die doodsengel verbygegaan en is daai familie gered. Dit is die mees volledigste profesie wat ons het in die Ou Testament van Jesus se dood. Dan, as ons bietjie gaan kyk na die profesie oor sy opstanding, God het 'n plan gehad. En hy sou seker maak dat Jesus opstaan. Hy sou nie hom aan die dood oorgee nie. En ons sien dit geprofeseer word in Psalm 16 vers 10.
Na 2 dae, op die 3de dag, sal hy opstaan. Word geprofeseer deur die profeet Hosea in Hosea 6 vers 2. En dan die teken van Jona. Jesus self gebruik Jona se 3 dae in die vis as 'n teken van sy dood en opstanding in Matteus 12 en ons lees daarvan in Jona 1 vers 17. Baie teoloë sê dat dit nie noodwendig 'n direkte profesie is nie, maar dit is net soos met die Pasga. Daar is tog waarheid daarin in hierdie 3 dae wat God vir Jona in die vis se maag gehad het. Dan as ons bietjie net gaan kyk na ander profesieë wat nie noodwendig so seer ook as profesie spesifiek ten opsigte van die opstanding of die dood of so was nie, maar wat wel tog vir ons wys en dui op die Here Jesus en dit wat gaan gebeur en dit wat in die toekoms ook gaan gebeur, is die eerste een dat ons sien dat hy as ewige koning gekroon word. Hy is die ewige koning. Jesaja 9 en die ooreenstemmende vervulling daarvan in Lukas 1 vers 32. Dan lees ons het baie geleer oor die ou verbond en die nuwe verbond. En Jeremia 31 gee vir ons baie inligting en detail ten opsigte van die ou verbond. En die ou verbond was dat daar fisies diere geoffer moet word vir die sonde van die volk en dat hulle so vergewe word wat vervang word met die nuwe verbond. En hierdie nuwe verbond is die dood van Jesus aan die kruis en sy opstanding. Jeremia 31 kan julle gaan lees. Ons lees in Psalm 118 dat hy die verwerpe hoeksteen was, the rejected cornerstone, en ons lees die vervulling daarvan in Matteus 21 vers 42. Ons lees ook dat hy die hoëpriester is, die ewige hoëpriester, Psalm 110, en Hebreërs is 'n boek wat baie praat oor die hoëpriester, Hebreërs 5 vers 5 tot Hebreërs 7, en dan lees ons ook 'n bietjie van sy opstanding, of opvaar na die hemel toe, nie sy opstanding nie, die opvaar na die hemel toe in Psalm 68 vers 18, wat dan ons lees in Efesiërs 4 vers 8, dieselfde stuk. So profesieë, soos ek gesê het, moet ons verstaan dat verskillende mense vertolk dit verskillend. En die verskil tussen dit wat ons as Christene sien en dit wat die Jode sien, of die ortodokse Jode, maar selfs tussen Christene self is daar ook verskil in die vertolking noodwendig van al hierdie profesieë. Maar tog is dit vir ons duidelik dat dit wel profesieë was, dit is gedoen deur profete en dat dit van God afkom. Want profete in die Ou Testament het net gepraat as God met hulle gepraat het en God vir hulle 'n boodskap gegee het om vir die volk te gee. So ons as Christene vat hierdie as profesieë wat die Here vir ons gegee het, maar die Jode sien dit net bloot as deel van hulle geskiedenis, as bloot van hulle deel van hulle geestelike omgewing, hulle nasie, hulle volk, die konings wat daar was. So hulle sien dit nie noodwendig as profesie soos wat ons dit vandag sien nie. Jesus self het egter ook gekom en hy het self ook vir ons in die Nuwe Testament vertel baie ten opsigte van sy dood. In Matteus 16 vers 21 tot 23 en die ooreenstemmende in die ander evangelies is Markus 8 en Lukas 9, praat Jesus die eerste keer oor sy dood
nadat nadat Petrus hom openlik erken het as die seun van God, né? Petrus noem hom die Christus. Wat beteken Christus, in Grieks, die woord Christos, beteken Messias of anointed one. Hier in vers 21 in Matteus 16 vertel Jesus vir ons wie gaan betrokke wees by sy dood. Hy sê die elders, die Sanhedrin, soos wat dit in daardie tyd bekend was, wat die Joodse council was, die hoogste autoriteit. Jesus sê dat hulle betrokke gaan wees. Hy sê dat die hoëpriester betrokke gaan wees. In daardie tyd was dit Kajafas. En hy sê dat die scribes gaan betrokke wees. En wie was die scribes? Skrifgeleerders. Dit was hulle wat die wet heeldag gesit en neerskryf het. Hulle sit vandag nog daar en hulle skryf hierdie wette oor en oor en oor. So Jesus sê vir ons in vers 21 dat dit hulle is wat gaan betrokke wees. In Markus 8, die ooreenstemmende stuk, Markus 8 vers 31, sê Jesus vir ons dat hy verwerp gaan word. En die Griekse woord daarso is apodokimasu. Dit beteken om uit te werp of weg te gooi na ondersoek of toets. So dis iets of iemand wat weggegooi word nadat daar 'n ondersoek was of daar 'n toets was wat geslaag is of nie geslaag is nie. So Jesus sê vir ons dat hierdie betrokke partye, die elders, die hoëpriester, die skrifgeleerders, almal van hulle sal die geleentheid hê om die waarheid te vind. En die waarheid in terme van wie hy is, om hom te erken vir wie hy is. Hy is die Christus. En tog sien hulle dit nie en doen hulle nie daai erkenning nie. Erken hulle hom nie soos wat Petrus hom erken het nie. Dan sien ons verder praat Jesus in Matteus 17 met ooreenstemming in Markus 18 en Lukas 9. 6 dae nadat Jesus die eerste keer oor sy dood gepraat het, sê hy weer vir die disippels, vertel hy weer vir hulle, dat hy doodgemaak sal word en dat hy op sal staan uit die dood uit. En net voordat hy vir hulle dit vertel, en vir hulle sê, praat hy met hulle oor ongeloof. Hy gee vir hulle hierdie voorbeeld van hierdie mosterdsaadjie. En dan sê hy vir hulle dat hy gaan doodgemaak word, maar dat hy sal opstaan. So hy sê eintlik vir hulle, dit wat ek vir julle sê, moet julle glo. Ek gaan opstaan uit die dood uit. En tog was hulle geloof nie daar nie, want ons lees daar in daai stuk dat hulle hartseer geraak het en nie lekker gevoel het oor dit wat Jesus vir hulle vertel het nie. So hulle geloof was klein geweest. Hulle het nie geglo wat hy vir hulle sê, dat hy sal opstaan uit die dood nie. Hoekom het hulle nie geglo nie? Hy was voor hulle het saam met hom geloop, hulle het alles gesien wat hy doen, hoe hy siekes gesond maak, hoe hy blindes laat sien, hoe hy dowes laat hoor, en tog glo hulle dit nie. Hoor hulle nie as hy dit vir hulle sê nie. Markus sê vir ons dat hulle het dit nie verstaan nie. So hulle het dit miskien gehoor, maar hulle het dit nie verstaan nie. Lukas gee vir ons 'n ander antwoord. Hy sê hulle het dit nie verstaan nie, want dit was van hulle verberg. Dit was verborge gehou vir hulle.
So, dis steeds 'n oop vraag, hoekom het hulle nie geglo wat hy vir hulle gesê het nie? Dan kom ons by die derde keer wat Jesus praat, en hy praat in Matteus 20, ooreenstemmend Markus 10 en Lukas 18, praat Jesus 'n bietjie meer in detail oor die suffering wat hy gaan deurgaan, oor hierdie verskriklike ding wat met hom gaan gebeur. Hoe hy bespot gaan word, hoe hy geslaan sal word, hoe hy gekruisig sal word. En Lukas sê vir ons dan dat dit alreeds voorspel was deur die profete, en ons het gesien in die Ou Testament dat dit voorspel is. En weer eens, Jesus praat met die disippels hieroor en hy sê dit vir hulle, maar steeds verstaan hulle dit nie. Steeds vang hulle dit nie. Steeds glo hulle dit nie. En hierso sien ons dat Lukas die woorde wat hy gebruik, dat dit van die disippels verberg was, is die woord wat beteken dit was bedek of daar was 'n veil oor gewees. So, net soos baie mense vandag, hulle hoor die woord, maar hulle glo dit nie, want daar is hierdie veil oor hulle. Ons lees daarvan ook bietjie later, mos nou praat Paulus met ons ook daarvan, ook daaroor, oor hierdie veil wat gelig moet word, voordat daar geglo word. So die vraag bly nog steeds, hoekom het hulle nie geglo nie? Ek meen Markus en Lukas gee vir ons verskillende dinge hoekom hulle nie geglo het nie, maar die feit bly staan dat hulle nie geglo het wat Jesus vir hulle sê nie. As ons 'n bietjie kyk na die geskiedenis van die Jode, onthou, ek het al so baie vir julle vertel, hulle het geglo dat die koning wat moet kom is 'n fisiese koning, hy gaan op 'n wit perd ingery kom en hy gaan hulle kom verlos van die onderdrukking van die Romeine. Dis die agtergrond waar hulle vandaan kom. Die disippels wat saam met Jesus gestap het en al hierdie miracles gesien het wat hy doen, was so vasgevang in hierdie goed doen van hom, in hierdie wonderwerke, in hierdie teachings wat hy vir hulle gegee het, dat hulle nie kon glo dat hy gaan gekruisig word nie, dat hulle geglo het uit hierdie historiese agtergrond dat hy die een is wat hulle regtig sal kom verlos. Hoe kan iemand dan 'n man wat sulke wonderwerke doen kruisig? Hoe kan as Petrus wat hom erken het as die Christus, die seun van God, hoe kan hulle die seun van God kruisig? Dit het nie vir hulle sin gemaak nie. So hulle kon nie verstaan hoekom sê hy vir hulle dat hulle moet glo dat hy deur suffering sal gaan en dat hy gaan doodgaan en gaan opstaan nie. Want hy is dan die koning. So hierdie agtergrond waaruit hulle kom, hierdie omgewing waarin hulle groot geword het, sê vir hulle in hulle brein dat dit kan nie gebeur nie. Daar's nie 'n manier hoe dit kan gebeur nie. Daar's nie 'n manier hoe enige iemand, hierdie man wat soveel wonderwerke doen en soveel goed doen, kan doodmaak nie. Hy is dan die koning waarvoor hulle gewag het. Hy is die koning waarvoor almal gewag het wat hulle sal kom verlos. Ek meen, ons sien dat Johan of dat Jakobus en Johannes selfs gevra het, waar kan hulle nie 'n plek van eer langs hom kry nie. So die disippels het nie verstaan nie. En die verstaan kan baie redes hê. Geskiedkundig, agtergrond, omgewing, die wêreld waarin hulle leef, die wêreld waaruit hulle kom.
En so is dit ook vir baie mense in ons tyd vandag. Hulle glo nie, want daar's hierdie wyl oor hulle dat hulle nie kan sien nie, dat hulle nie kan verstaan nie. En ook speel familie, geskiedenis, grootword, omgewing, alles speel 'n rol in hierdie van ek glo nie want ek verstaan nie. Ons lees dan ook in Johannes, die boek van Johannes, 'n hele paar keer waar Jesus oor sy dood praat. Johannes 12 en Johannes 14, Johannes 16. Jesus het hierdie woorde gepraat en hierdie woorde gespreek en vir hulle probeer wys dat dit wat geprofeteer is, gaan waar word. En so vandag is daar so baie profeseë wat handel oor dat hy weer sal kom, die wegraping wat gaan plaasvind, en dat vandag mense ook nie glo. Dat mense ook vandag nie glo die woorde wat Jesus vir ons gee nie. En ons kry hierdie woorde in sy woord. Omdat daar hierdie covering, hierdie veil is wat oor mense is. En dit is ons werk om hulle te help om die waarheid te sien. Om Jesus te sien. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur dit wat ons sê en dit wat ons doen. Dankie Ron.